kan jou Bybel oopmaak by Matteus 6. Ons is nog die week daarin, volgende week daarin en dan is daar 'n bonus episode voor ons in ons Kerspreek reeks gaan ingaan, die laaste een van die jaar. So Matteus 6, Matthew 6, First Gospel. As jy Genesis het, moet jy nog aanblaai, as jy Openbaring het, moet jy nog terugblaai. Ek hoop dit help jou. Genesis 6. Ek toets jou, Tommy. Jy's wakker. Nee, ek was nie daar nie, jy's reg. Ek gaan dit vir ons lees, die hele gebed wat Jesus sy disippels geleer het om te bid. Hierso vind ons 'n deel as die bergrede, in Lukas 11 vind ons dit op die antwoord van 'n disipel wat na Jesus kom en sê, hoor ek sien hierdie Johannes ouens, hulle doen goed, leer ons om te bid. So ek lees vir ons uit die Matteus. Jy volg in jou Bybel, hy sal hierso in die 2020 vertaling op die bord wees. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Waar ons laasweek gepreek het, vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Waarvoor ons vandag gaan preek, en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daar is hierdie deel in hierdie gebed wat my opgewonde maak en elke Christen moet laat uitspring uit sy stoel uit. En hier's dit, soos in die hemel, so ook op die aarde. What an amazing idee, dat Jesus sê, ons kan daarvoor bid. Ek is soos, Here, dis so amazing, soos in die hemel, perfek, geen trane, absoluut u wil geskied, u koninkryk, heerskappy is ten volle daar, laat dit so in my lewe wees, laat dit so om my wees. Ons weet dit gaan nie ten volle wees nie, maar ons kan sulke oomblikke, soos in die hemel, so ook op die aarde beleef. Maar dan is daar hierdie gedeelte, wat vir my amper die omgekeerde is. Dis amper asof ons bid, soos op die aarde, so ook in die hemel, en dit maak my op my senuwees. Here, want soos ons mense op die aarde vergewe, vergeef my so in die hemel. Dis amper asof ons die teenoorgestelde bid. En dis taaf. Dis verskriklik moeilik. Die een is soos, Here, asseblief, soos in die hemel, bring dit af. Maar nou soos, Here, soos op aarde. En dis 'n pleit, dis 'n smeek. Asseblief, Here, soos op aarde, so ook op die hemel. Gaan vir ons net bid en vir die Here vra, dat hy ons deur hierdie sal help. Want as dit kom by vergifnis, is dit 'n bonatuurlike gawe om te vergewe, en ons het bonatuurlike krag nodig hiervoor. So kom ons bid. Here, Vader, maak ons harte sag. Maak ons ore oop, ons oë oop vir die Heilige Gees, dat ons lewe, vrede, vryheid en genesing sal ontdek binne in hierdie woord. Heilige Gees, lei ons vanoggend, neem ons gedagtes gevange, herinner ons aan oomblikke wat ons nog nie afgesluit het nie. Oomblikke wat vandag 'n invloed op ons het, maar dit iets in die verlede was. Maar vandag is dit nog met ons. Here, sal u deur u bonatuurlike hand vryheid bring vanoggend. Sal u deur die bonatuurlike hand vrede bring, genesing bring, en 'n opgewondenheid bring, 'n joy bring,
wat so maklik wegraak terwyl ons op aarde is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vergewe ons skulde. Skulde impliseer sonde, want sonde kom met skuld gepaard. Heel eers teen God, as ons sondig is dit teen hom, en ons staan skuldig voor hom. Dis die idee van skulde. En dan die ongemaklike deel, Here, vat daai goed van my weg, waarvan daar baie is. Ry nou, stem jy saam? Jy hoef nie nou nie, juffrou sit langs jou. Ek stem saam, daar's baie in my lewe. Here, vat daai goed van my weg, soos ek die mense wat skuld het teenoor my, wat teen my gesondig het. Hulle is skuldig, hulle was verkeerd, ek is 10-1 'n slagoffer. Here, vat dit weg, maar soos ek dit weggevat het hier. Is daar enigiemand wat dalk nou wil gaan? Daar's 'n verband tussen hoe ek mense vergewe en hoe hy my vergewe, en sommige mense het 'n issue met daai idee. Daar's 'n verband tussen hoe ek mense om my vergewe en hoe God in die hemel my vergewe. Is dit dat ek my pad in die hemel in kan vergewe? Here, check gou hoe goed vergewe ek. Ek het almal vergewe. Here, sien u dit? Check gou my amazingness in forgiveness. En daarom kan ek seker wees, nee, dit kan nie dit wees nie. Efesiërs 2:8 sê, dis deur genade in ons geloof. Dis dit. Dis al pad na redding. Grace, faith. So wat beteken dit as ons bid, Here, vergeef ons soos ons hulle, wat beteken dit? Want dit het nie nou met redding te doen nie. Alhoewel dit dalk kan hê, want vers 14 en 15 sê, as julle nie mense hulle oortredinge vergewe nie, sal die Vader in die hemel nie julle oortredinge, my oortredinge vergewe nie. Wat is die verband en hoekom sê Jesus vir sy disippels, ouens, julle moet so bid? Wat is die verband? Hoe doen ons dit? Dis een van my grootste vrae. En hoekom moet ons dit doen? Hier is een ding wat my geweldig gehelp het met hierdie skrif. En ongelukkig is daar net een Afrikaanse vertaling wat dit regtig reg sê. En 'n paar Engelse vertalings. Daar staan nie eintlik, Here, vergeef my soos ek besig is om hulle te vergeef nie. Dis nie wat daar staan nie. Dit raak erger. Here, vergeef my, next slide, there we go, soos ek hulle skulde reeds vergewe. Die aanname is dat as die Vader jou Vader is, en alhoewel hy jou Vader kan wees, is as hy jou vergewe het, as hy my vergewe het, die aanname is, die normative is, okay, maar jy gaan agter jou dan 'n lang ry van mense hê, wat jy reeds vergewe het, en niemand voor jou, wat jy nog moet vergewe nie. Dis die aanname. Vir een of ander rede, voel dit vir my, dit het van hier na hier gegaan. Die Engels ESV sê het vir my ook goed, and forgive us our debts, en daai woordjie debts, dis nie dieselfde woord, dit is dieselfde woord, maar dit beteken, die skuld, wat iemand het, omdat hulle iets aan jou gedoen het, en wetlik selfs, verhoudingsgewys, staan hulle nou skuldig. Man, onthou julle ons gesê, hierdie is 'n baie praktiese etiek van hoe 'n Christen moet lewe, maar 'n baie uitdagende een, sekerlik die mees uitdagendste een hierdie. Want dit is maklik om te sê, maar dit is moeilik om uit te leef. Want jy weet,
Daar's verskillende vlakke van dinge waarvan jy mense moet vergewe. Vlak 1 is die, ekskuus Vanus, ek het per ongeluk op jou toon getrap vlak. Ongeluk, ek wou hier uitkom, trap op jou toon, per ongeluk. Dis vlak 1. Dit is, hoorie, ek het jou nie gesien in die straat nie en ek het nie vir jou gewaai nie. Dit is, ek het jou nie genooi, Jok, na daai visvangpartytjie toe nie, baie jammer. Ek het vergeet van jou. Dis baie keer unintentional. Die profeet Elsa, het iemand al van die profeet Elsa gehoor? Het vir ons baie goeie raad. Ek gaan nie sing die enige, maar jy ken dit, let it go, let it go. En dan dink ek het gehoor in die agtergrond, don't let it grow. Ek dink ek weet nie of dit die woorde was nie, maar die gevaar in dit is, dat dit is per ongeluk, you don't let it go, you let it grow. En ons bitterheid. En baie keer is die ander persoon salig onbewus van wat aangaan. Dis vlak 1. Hier is die beste raad van die dag, dankie Elsa, let it go. Moenie so liggevoelig wees nie, Tian, gaan aan. Die volgende vlak, next one, is ernstige oortredinge wat aan jou gedoen is. Dis iemand, oumie, skinder van jou. Hier in die dorp, nee. Hulle maak jou naam sleg. Jy het dit nie verdien dalk nie, maar nou gaan hy. Daar gaan hy. Dis 'n pa wat vir sy kind sê, ek is by jou rugbywedstryd. Ek sal al wees, dan is hy elke keer is hy nie daar nie. Dis 'n ernstige oortreding. Dis 'n eggenoot wat nie sy of haar plig in die huwelik vervul nie. Jy het gesê, Nikkie, jy sal die asblik uitvat. En toe vergeet ons. Dis 'n ernstige oortreding. Ek is onseker of hy daar hoort. Dis nie net van let it go nie, my kind. Papa is nie, dis nie net let it go nie. Dis nie net my kind move on nie. Dan is daar die volgende vlak. Lewensveranderlike oortredings wat aan jou gedoen is. Dit is 'n vertroueling wat jou moes beskerm. Ek skei net gou die crowd. Maar jy word gemolesteer. Daar's 'n verkrachting. Daar is 'n dood van 'n kind, daar's 'n drank wat betrokke was en 'n dronk bestuur. Dis is life changing. Dis 'n eggenoot wat gesê het, ek beloof, ek sê jou nie los nie, ek beloof, en dan is daar egbreek, ontrou in die huwelik. Dit is 'n ernstige oortreding. En die eerste ding wat ek wil sê, want ek dink meeste van ons, ek weet almal van ons, het hierdie goed. Die eerste ding wat ek wil sê is, ek is jammer. As jy veral 'n ernstige oortreding teen jou beleef het, en ek is jammer. Ek is jammer dat jou besigheidspartner al die geld gevat het en weg is. Ek is jammer dat jou man of vrou nie getrou was nie. Ek is jammer dat die een wat jou moes beskerm toe jy jonk was, het jou verniel. Ek is jammer iemand het jou lewe donker gemaak. Die Here se hart breek vir dit. Die Here is die enigste een wat presies weet waartoe jy gaan. Hy is geen onbekende aan mishandeling, onregverdigheid nie. Hy het dit tot in die diepste graad beleef. En daarom kan hy medelee hê. Hy verstaan beter as enige mens die onreg wat aan jou gedoen is.
maar steeds sê hy, soos jy hulle vergeef het. En is nie uit 'n plek van ongevoelige vader wat dit sê nie. In fact, dis 'n vader wat dit gesien het, maar ook dit sien. Dis nie 'n vader wat dit doen nie, en net, okay, maar handel dit, dis nie net let it go nie. Dis 'n vader wat sy hand uitsteek na jou toe vanoggend. Ek wil jou vanoggend vra om dalk te heroorweeg die posisie wat jy dalk ingeneem het van onvergifnis. En ek wil vir jou 'n paar redes gee hoekom ek dink uit die skrif dis nodig om dit te doen. Nommer 1, ek wil net daar kom, skus verkeerd een. Miskien kan ek een teruggaan en vir jou sê, ek dink ons het objections teen wat ek nou net gesê het. Tian, jy weet nie wat aan my gedoen is nie. Jy weet nie hoeveel keer dit gedoen is nie. Jy weet nie wat is gesteel by my nie. Jy weet nie hoe donker dit my lewe, as ek vergewe, gaan dit wees om saam te stem met wat hulle aan my gedoen het. As ek vergewe, is dit soos, okay, hulle wen. As ek nie hieraan vashou nie, wen hulle. En ek weier. As ek dit gaan doen, sal ek dwaas wees. Hierdie gebed herinner ons dat as jy dit nie doen nie, en ek sê dit met liefde, dan is ons die dwaas. Dan is ons die mense wat vergeet hoekom, wie die een is wat dit gesê het. Hier is hoekom ons moet vergewe. Nommer 1, dit is sy wil, dit is sy hart. Dit is sy wil, dit is sy hart, en as jy onthou, ons het so 'n stukkie teruggebid, laat u wil geskied. Thelema, meaning God's best offer to people. God se beste offer aan mense is dit vergewe. This is his preferred will, dis wat die woord beteken. It can be accepted or denied. Hy offer dit. Dit is sy beste vir sy kinders. Romeine 12:2 sê, his will is good, pleasing, perfect. Dit wat hy sê, soos julle hulle vergeef, is good. Dis pleasing, want dis sy wil. Dis perfect, daar's geen gat in dit nie. Dis presies reg. It is his will. Nommer 2, onvergifnis het 'n ongelooflike negatiewe invloed op verhoudings. Het jy dit al gesien? Het jy al onvergifnis teenoor iemand gehad, wat se level ook, toontrap tot ernstig, en jy sien daai persoon in die dorp? Het jy dit al beleef? Wat doen ons? Jy smile met die hand, of waai met die hand, smile met die tand, maar aan die binnekant, ek weet dit, ek ken dit. En wat doen ons dan as ons die persoon in Spar sien? Ek sien hulle is in die ry, ek het iets in daai ry nodig. Reg? Dit bring afstand. Hierdie is 'n gebed vir disippels, vir gemeentes om te bid. Here, vergeef ons skulde soos ons almal reeds vergeef het. Want binne in 'n gemeente gebeur dit selfs. En dis die duiwel se plan om God se werk op aarde te vertraag. Ek kom net tussen hulle in. Ek saai net 'n paar saadjies
Job done. Dit bring afstand op hierdie horisontale verhoudings. En ons almal het dit al beleef. In fact, dit breek of verwoes die beeld van God in jou. Jy is geskape deur 'n verhoudingsgod vir sinvolle verhoudings. En die duiwel weet dit en dan kom hy net daar tussenin. Kom ons breek 'n sinvolle verhouding. Maar almal hier weet, dis nie net horisontale verhoudings wat beïnvloed word nie. Kan dit wees, dat dis een van die hoofredes, hoekom die Here sê ons moet vergewe? Want dit beïnvloed intimiteit met die Vader. Kyk hier. Thomas, staan gou op. As daar nie 'n lang ry van vergifnis en net 'n lang ry van vergifnis agter Tommy is nie, en daar is iets of iemand voor Tommy nog, gebeur dit wanneer jy na God toe gaan. Iemand al gesê, voel of ek teen die dak vasbid? Thanks. Ek lees Bybel, ek voel dood binne. Intimiteit is gebreek. Daar's iets wat jy moet van vergifnis verstaan. Hy het 2 aspekte. Hy het 'n judicial of 'n wettelike of 'n geregtelike aspek. Romeine 5:1, dis deur geloof you are justified. Deur geloof is ons geregverdig, is die guilt remove tussen ons en God. En daarom kan ons vrede hê met God. Die wetlike aspek van vergifnis, is jy by? Maar dan is daar aan hierdie kant 'n verhoudingsaspek, 'n relational aspect. En hierdie aspek gaan nie oor die removal of guilt nie. Jesus het dit gedoen. There is no condemnation. Jy is gered. Maar hierdie kant is dit oor restoration of intimacy. Dis die herstel van intimiteit. En Jesus weet dit. Daarom sê hy, ek neem aan, jy het 'n lang lyn van mense agter jou wat jy vergewe het. Efesiërs 4 vers 13, it's not on the slides, Willem, klink so, en moenie die Heilige Gees van God bedroef, dit beteken diep emosioneel hartseer maak of pynig nie, want hy het julle as sy eiendom van God beseël met die oog op die verlossendag, moet nooit verbitterd of opvleend wees nie, hoekom nie? Want dit bedroef die Heilige Gees, of woedend, hoekom nie? Want dit bedroef die Heilige Gees. Moenie vloek of skel nie, hoekom nie? Want dit bedroef die Heilige Gees. Moet niks doen wat sleg is nie, hoekom nie? Teen die tyd moet julle my julle kom werk saam met. Dit bedroef die Heilige Gees. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar. Onvergifnis bedroef die Heilige Gees. Die Heilige Gees is heilig en kan nie met aanvaarding kyk op onvergifnis nie. Efesiërs 4 vers 30, 31 en 32. Hierdie gebed herinner my, ek het daagliks intimiteit met Jesus nodig. Ek het daagliks nodig om seker te maak, daar's nie 'n ry voor my nie, maar wel 'n ry agter my. Want dit beïnvloed nie net dit nie, maar dit. Die laaste rede hoekom jy moet vergewe, omdat ek jou wil aanmoedig om jou posisie dalk te heroorweeg, is die volgende. Stanley, won't you help me for a second, please? Yeah, that's Stanley. There's the only one Stanley. Come here, Stanley. Stan the man. Won't you just pick up that rock, please? It's heavy. I'm standing here. Onvergifnis is soos dit. Dis om aan 'n baie
hy is nie nou warm nie, swaar, warm klip vas te hou. Met die hoop that if Stanley has something against me and I have something against him, the hope would be then that him holding this hot, heavy rock burns me. Thanks, you can let. Dis om dit wat in die verlede gebeur het, weer en weer en weer en weer te beleef en weer en weer en weer seer te kry. Dis wat onvergifnis doen. Dit bring die belewenis terug oor en jy herleef dit oor en dit bou op. Jy kan net so lank aan 'n warm klip vashou voor jy heeltemal opgee in die lewe. So jaar terug in ons huis hoor ek 'n huil. Ouers, jy kry 2 huile. Die een is Boetie het vir Sissie getimmer. Almal leef, jy ken daai huil. Maar dan is daar 'n ander huil wat ouers laat spring. Dis 'n huil wat sê iets lewensgevaarlik het nou met my kind gebeur. Ken julle daai huil? Ons hoor so huil. En ek spring op, hardloop na Christian se kamer toe. Ek kom daar en na ons bietjie uitfigure wat hier gebeur het is, hy het met 220 volt geskok. Hy kon dood gewees het. Hier's wat gebeur het. Hy het 'n muurprop wat aan was, probeer uittrek. Toe breek die omhulsel van hierdie prop. En ek en jy weet wat gebeur as jy aan daai draadjies veral saamraak. Hy het dit nie geweet nie. En 220 volt skok hom. Wat sou jy gesê het as Christian, na ek met hom gepraat het en gesê het hoe gevaarlik is dit, die prop nie afgesit en die aangehou en dieselfde ding weer gaan doen het? Wat sal ons dink? Dit is dwaas. Dis presies wat ons doen as ons nie laat gaan nie van daai warm klip nie. Dan laat ons toe om dieselfde belewenis en dieselfde invloed weer en weer te beleef. En daarom sê Jesus, maak seker daar's 'n ry agter jou. Dis my beste wil vir jou. Die vraag is in ons laaste deel gaan oor, maar hoe doen ek dit? Ek het vir jou probeer sê hoekom ek dink ons moet dit doen, hoekom ek sien in die woord, God sê ons moet dit doen, maar hoe doen mens dit, want dit is dalk potensieel een van die moeilikste dinge wat jy in die lewe gaan moet doen. Jesus in Matteus 18 vertel 'n gelykenis of the unforgiving servant. Ken julle hom? Die een skuld 10,000 talente. Talent, nie. Measuring, 'n mate. 'n Paar jaar terug, as jy die som sou doen, sal dit wees $6 biljoen. Meeste van ons sê die volgende, ek kan nie dit afbetaal nie. En dis presies waaroor dit gaan. Dit kan nie afbetaal word nie. Die Heer, die meester sê, maar dis reg, kom ons vorder skuld in. Begin by daai chom, kom ons verkoop hom, sy vrou, sy kinders. Onthou, dis onbetaalbaar. Hy pleit, die Heer sê, as gevolg van ek wat jou innig jammer kry, gaan ek jou skuld afskryf. Die $6 biljoen afgeskryf. Hy stap uit, daar's iemand wat hom 10,000 talent skuld. Nee, dit is nie dieselfde, 1,000. Dit kom neer op sê maar $10,000. 6 biljoen, 10,000. Hy wurg die ou, hy gryp die ou, hy skud hom rond, hy gooi hom in die tronk. Die mense kom te hore daarvan, die Heer hoor, en hy kry daai ou, en hy sê, okay, ek gaan jou in die tronk gooi, tot jy jou skuld kan afbetaal. Die issue is, hy kan nie sy skuld afbetaal nie. Die gelykenis sê, hierdie ou is veroordeel tot ewige verdoemenis.
Daar's iets in daai gelykenis wat ons help leer hoe om te vergewe. Nommer 1. Vergifnis is 'n vrug wat uit die hart kom van iemand wat van harte vergewe is deur God. Dis om hierdie gebed is vir gelowiges gegee. Hierdie aksie van vergifnis is net moontlik van harte vir gelowiges. Dis 'n bonatuurlike genade. Het jy al 'n storie gekyk waar jy iemand sien, iemand anders vergewe wat dit regtig nie verdien het nie? Of dalk het jy dit al gesien, het jy gevoel wat doen dit hier binne? Dit laat my huil altyd. Ek sê ja, dit is so mooi. Dis bonatuurlik. Hoe kon jy dit doen? Dis 'n genade van God. Dit is net moontlik wanneer God sy genade spandeer het op jou. Hoor jy die woord? Dit was duur. En omdat hy dit spandeer het, het jy dit. En jy kan dit net vorentoe stuur, as jy dit het. Jy gaan dit nie kan doen, as jy dit nie het nie. Dis 'n vrug van 'n hart, wat van harte vergewe is deur God, en so hart kan van harte vergewe hierso. Dis al hoe dit kan gebeur, en as ek daaraan dink, dan dink ek, Here, help my asseblief. Hierdie gaan 'n bonatuurlike stap moet wees, help my. Nommer 2, hoe kan jy vergewe? Weet jy wat is nie in die gedagtes van die unforgiving servant gewees, toe hy die ou aan die nek gryp nie? Wie wil raai? Wat was nie in sy gedagtes nie? Die 6 biljoen het hy vergeet van. Die oomblik toe hy van die 6 biljoen vergeet, toe lyk die 10.000 so 6 biljoen, en ek hanteer hom asof hy my 6 biljoen, en ek skud vir hom. By the way, dit wys, daai ou in die gelykenis het nie vergifnis ontvang nie. Dit was beskikbaar, maar is nie ontvang nie, want dit het nie 'n invloed op sy hart en sy lewe gehad nie. Daarom verdoemenis. Maar elke keer, wanneer ek sukkel om iemand te vergewe van 'n 10.000, en ek maak aanhalingtekens, jy weet wat ek bedoel, die kleiner goeders, dan vergeet ek altyd, ek het nooit in my gedagtes, die Here het my vergewe van baie meer as 6 biljoen. Die Here het my vergewe van die gaping tussen absolute heiligheid en absolute sondigheid. Hy het daai gaping vergewe. Dis nooit in my gedagtes wanneer ek sukkel om iemand te vergewe nie. Dis nooit daar nie. Maar as ons dit voor ons oë hou en vir die Here sê, Here, gee vir my 'n beter verstaan van waarvan ek vergewe is. By the way, 1 keer vir redding, daagliks vir intimiteit. Dis nie asof die genade net spandeer is vir jou redding nie. Die genade word elke keer spandeer, want sy kruis maak voorsiening vir daai sonde, die sonde en daai sonde. So die hele tyd word sy genade spandeer op ons. En ek vergeet dit. Ek vergeet wat in die geestesoë wat daarbo wat gebeur het, en dan met my vlees sukkel ek om hier te vergewe. Maar as ek 'n openbaring gaan kry van waarvan ek vergewe is, gaan dit nie noodwendig dit makliker maak nie. Maar dit gaan dit dalk moontlik maak. Is daar iemand wat jy dalk moet vergewe? Is daar iemand wat in jou gedagtes opgekom het? En die idee is nie om jou seer te laat kry nie. Dis nie om ongevoelig te wees nie. Ek herinner jou net uiteindelik aan iets wat reeds daar is. Dit sal ongevoelig wees om dit nie te doen nie.
Ek wil jou 'n oomblik gee. As daar iemand is, en ek sê dit met die grootste begrip, daar's verskillende vlakke. As jy iets vashou en is 'n toontrap level, let it go. Selfs in die middelste goed, daar's goed wat jy kan let go. Maar veral daai lewensveranderlike oortredinge, man, dis moeilik. As die Heilige Gees vir jou iets of iemand uitgewys het, wil jy nie net gou 'n oomblik saam met hom vat? En miskien is daar 'n opvolggesprek met daai persoon hierna. Maar vergifnis, hoor dit. Vergifnis beteken nie, ek stem saam met die sonde wat aan my gedoen is nie. Dit praat dit nie goed nie, dit praat dit nie klein nie, dit ontken dit nie. Maar hier's wat dit is. Dit laat gaan van daai skuld. Dis die klip neersit. Dalk is daar nie versoening nie. Versoening verg 2 partye. Vergifnis verg 1. Vat 'n oomblik saam met die Here. En dan gaan hy vir ons afsluit. O Here, dankie dat U ons vergewe het van amper iets wat onvergeefbaar was. Menslik gesproke is dit onvergeefbaar. Wie ons was en wat ons dink doen. Maar op grond van U deernis, die feit dat U ons innig jammer kry, die feit dat U ons diep lief het U hierdie moontlik gemaak deur U seun. Here, mag daar 'n lang ry van mense net agter ons wees en nie mense voor ons wees nie. Here, mag hierdie gemeente een wees wat niks tussen mekaar het nie. Wat volwasse gesprekke kan hê wat U eer en weer eenheid bring. Ter wille van U koninkryk. Here, mag ons geken word deur mense wat vergewe. Maar Here, ook wat deur lief is vir mekaar. U het gesê, dis hoe hulle sal weet. Hulle is my disippels, as hulle mekaar lief het. Ek stuur jou uit vandag met Filippense, met die herinnering dat jy is vergewe. As Jesus jou gered het, is jy vergewe. En hier is die gebed. Hier is die belofte eerder. En die vrede van God. En miskien het jy 'n bietjie van dit nou gevoel. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus, dis net beskikbaar vir die in Christus, oor julle harte en gedagtes waak. Amen.